Daar was 'n klippie in die stroompie. Die klippie brom by homself. Ek wil iets wees wat kan beweeg soos ek wil. Hy kon egter skaars daarvandaan beweeg. Die klippie het elke dag en elke maand tot God gebid. God, ek bid ernstig tot U haal my asseblief uit die water. Toe die dag het gekom toe die desperate gebed van die klippie waar geword het. 'n Groot wal is op die stroom gemaak en het al die water vasgevang, sodat die stroom nouer geword het. Die klippie het gedink, nou voel ek baie beter. Hoe lank het ek gewag vir hierdie dag? Hierdie vreugde van die klippie het egter net vir 'n paar jaar geduur. Hy was uitgeput deur die skroeiende somerson en die koue winterwind. Toe een wintersdag tel 'n seun die klippie op. Wat egter op die klippie gewag het, was nie vreugde nie, maar pyn. Die seun het dit in die vuur van die houtstoof gegooi. Die volgende ding wat hy geweet het, was dat hy in die seun se sak was. Toe besef die klippie dat 'n seun van 'n arm huis die klippie gebraai het om sy bevrore hande en ore warm te maak terwyl hy 10 myl skool toe stap. Die klippie het gedink, dit is 'n goeie daad, maar wat sal van my gebeur as ek elke dag so gebraai word? 'n Paar dae het verbygegaan. Eendag het die stoof by die skool uitgegaan. Die meisie wat langs die seun gesit het gehuil en gesê dat haar vingers so gevries was dat sy nie 'n potlood kon vashou nie. Op daardie stadium het die seun die klippie aan haar gegee. Dit was toe dat die klippie warmte voel. Dit was egter net tydelik. Toe die klippie afgekoel het die meisie dit op die sypaadjie gegooi. Ek kan nie eers meer huil nie. Ek is skaam om God om hulp te vra. Van daardie dag af het die klippie in die straat begin rol. Eendag het die kinders die klippie gegooi en hy het selfs die lug ingesweef. Die volgende dag het iemand die klippie verskeie kere geskop. Die klippie het onder die posbus ingerol en is nog harder geskop. Toe hy sy oë oopmaak, was hy in 'n geet. Hy het uitgeroep, "Laat my teruggaan. Ek wil teruggaan na my tuisdorp toe." Hoe lank het hy geslaap? Die klippie het 'n stem van 'n verbyganger gehoor wat soos 'n digter gelyk het. Sterre styg selfs in die geet. Van vandag af het die klippie nie hoop vir môre verloor nie. Uiteindelik het 'n man wat besig was om die geet skoon te maak, die klippie uitgeskop en hy kon uiteindelik ontsnap. Toe val sneeuvlokkies uit die lug. Die klippie het gehuil en gebid, "Dankie, God. Maak asseblief soos U wil." God se mense is pragtig as hulle in die waarheid van God is. Ek wou jou laat weet dat die mees genadige lewe in die woord van God is. Kom ons kyk na Johannes 10. Hoofstuk 10 vers 1. Amen, amen, ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy eie skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Deur die gelykenis van die herder en sy kudde in Johannes 10 maak Jesus ons wakker dat God se kudde uiteindelik sy stem sal hoor en sy wil, sy dade en sy wees sal volg. In hierdie tyd, wanneer verlossing naby is, moet ons 'n lewe van geloof leef wat die stem van God korrek herken en onderskei.